Welkom by hierdie verkenning van transformerende klaskamerpraktyke, waar die kruising van kontemporêre westerse filosofieë en Afrika-filosofiese tradisies onderwys hervorm tot 'n sosiaal bewuste, kultureel responsiewe en bemagtigende ervaring vir studente. Vandag se opvoeders put toenemend uit kritiese pedagogie, Ubuntu, postmodernisme en Afrika-kommunalisme, elk wat raamwerke bied wat ou norme uitdaag en studentgesentreerde leer en gemeenskapsbetrokkenheid omarm. Sleutelinvloede op klaskamertransformasie is duidelik in verskeie opvoedkundige benaderings. Kritiese pedagogie bevorder onderwys as 'n instrument vir bevryding van onderdrukkende strukture, wat lei tot dialogiese onderrig wat autoritaire onderrig vervang. Soos gesien wanneer studente in Suid-Afrikaanse tonsipskole media vooroordeele analiseer. Die Ubuntu-filosofie beklemtoon onderlinge verbondenheid en gemeenskaplike kennisbou, wat koöperatiewe leerkringe bevorder wat mededingende individualisme vervang, soos geïllustreer deur portiergroep mentorskapprogramme in openbare sekondêre skole. Postmoderne benaderings fokus op die dekonstruksie van dominante narratiewe, wat lei tot multifokale geskiedenislesse wat gemarginaliseerde perspektiewe insluit, soos gedekoloniseerde literatuurkurrikulums in universiteite. Afrika-kommunisme beskou onderwys as 'n middel vir gemeenskapsontwikkeling, wat diensleerprojekte inspireer wat plaaslike uitdagings aanspreek, soos studente wat waterbesparingsoplossings ontwerp. Laastens, eksistensieel fenomenologiese mengsels fokus op geleefde ervarings en moedig autobiografiese skryfwerk aan wat persoonlike en kulturele identiteite verbind met vlugtelingstudente wat migrasieverhale in Tanzaniese klaskamers dokumenteer. Ten slotte, die integrasie van kontemporêre en Afrika-filosofieë in onderwys bemagtig klaskamers om bestaande magstrukture uit te daag, kulturele identiteite te respekteer en gemeenskapsbehoeftes aan te spreek. Hierdie benadering verryk nie net individuele leer nie, maar dryf ook betekenisvolle sosiale verandering aan.